Die Here sal luister, soos wat ons dit dan ook vind in Exodus hoofstuk 20, as hy daar vir ons dan ook sê, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander God voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of wat onder op die aarde is, of wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dat jy mag geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag jou naaste se huis nie begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Daar die eerste 4 gebooie, ons verhouding teenoor die Here. Hoe lyk ons verhouding teenoor die Here? En dan die laaste 6 gebooie, ons verhouding teenoor ons medemens. Is ons verhouding teenoor ons medemens reg? In lig van die woord van die Here, nie volgens standaard van die mense vandag nie, nê? Vandag het hulle vir ons 'n gemaklike standaard daar gestel. Maar wanneer God sy standaard stel, stel hy dit hoog. Mag die Here ons genade gee, dat ons ook daardie gebooie van hom sal onderhou, dat ons dit sal lief hê, soos 1 Johannes ook sê, sy gebooie is nie swaar nie. En as ek hom lief het, sal sy gebooie vir my nie swaar wees nie. Ek wil nou vra dat elke ene van ons sal staan, en dan gaan ons belydenis. Christus, sy eniggebore seun, ons se Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou ek nooi om die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak, en wel by Nehemia hoofstuk 3. Nehemia hoofstuk 3. Ek gaan nie weer daardie gedeelte tot en met vers 5 lees nie, maar ons gaan daar vanaf vers 6 tot en met vers 13 met u saam lees. En vergewe my maar as ek so 'n bietjie tongknopers hierso gaan aanhaal, want party van hierdie name, soos ek nou die dag vir iemand ook gesê het, plek sal net hulle kinders ordentlike name gee, dan kan 'n mens dit ordentlik uitspreek. Maar ja, hulle sê seker dieselfde van ons ook, né? Maar ja, kom ons maak net ons harte stil voordat ons die woord van die Here gaan saam lees. Kom ons buig voor die Here. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in die wonderlike teenwoordigheid te mag verkeer, as u in u woord beloof. En u sê vir ons, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Here, ons kom eer en ons kom aanbid u, omdat ons weet vanoggend, ons staan op heilige grond.
U is hier teenwoordig en daarom is dit heilig. Here, want waar U is heiligheid. Waar U is reinheid en skoonheid. Waar U is, Here, kan geen sonde standhou nie. Daarom bid ons ook vir die werking van U Heilige Gees in ons hart en ons lewens, dat ons ook diep bewus sal word as daar dinge in ons lewe nie reg is nie, sodat die Gees van God ook mag kom oortuig. Dankie Here dat ons kan kom bid vir die gemeente. Ons ken baie van die behoefte, die nood, maar Here, daar is ander wat met ander behoeftes sit, wat onuitgesproke is, wat liggaamlik siek is, liggaamlik nie sterk is nie, dat U self sal kom bekragtig, sal kom aanraak, sal kom genees, waar U wil, Here. Maar help vir ons ook om reg te bid, wanneer ons ook vir mense bid, wanneer hulle siek is, en mag die Gees ons ook daarin lei. Dankie Here dat U die God is wat wil genees, en dat U die groot geneesheer is, dat U Uself daarin kom bewys het deur al die eeue heen. Vader, dankie ook vir die voorreg ons vanoggend het om vir mekaar te kan bid. U sê dra mekaar se laste. En wanneer ons hierdie lys dan ook het van ons voorbidding, Here, dan weet ons hierdie voorbiddingslys omdat ons die las van die gemeente op ons hart dra. Al die behoeftes, al die nood, al die verantwoordelikhede en verpligtinge, Here, dat U ook dit sal seën. Dat dit nie net 'n program is wat volgemaak word, net om mense besig te hou nie, maar Here, omdat ons werklik U vertrou het, dat dit wat ons op daardie program plaas, op daardie afkondigingsblaadjie, dat dit werklik U hartklop is ook vir hierdie gemeente. Vader, dankie dat ons kan kom bid vir fisiese nood, vir geestelike nood, en besonder die nood van ons land, as ons kyk, Here, geestelik die doodsheid wat daar is, dat daar weer 'n opwekking van die kinders van die Here sal wees, dat daar herlewing in ons land sal kom. Ons bid vir herlewing. Ons bid, Here, dat kinders van U se harte weer aan die brand sal kom, soos U sê, was julle maar warm of was julle maar koud, maar omdat julle lou is, het ek julle uit my mond uitgespieg. As U moet sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en U verwys na U eie kerk, waar U uitgerangeer is, en U soek weer toegang tot die kerk. U wil met mense kom praat, U wil ontmoet. Here, dat ons die kerk sal speel, veral in die tyd waarin ons nou is, soos wat ons donderdag daaroor gepraat het, vir daardie mense in Afrika op, vir daardie mense in die Midde-Ooste. Wanneer hulle 'n besluit neem, weet hulle dat hulle lewe op die spel plaas. O Here, en dan is daar mense wat dit erns bedoel met U, en nie omgee, nie skroom om oor U en U dinge te praat nie. Skenk vir ons genade, terwyl ons nog in 'n land bly, waar daar godsdienstvryheid is. Ons weet nie vir hoe lank nie, Here. Terwyl al die dinge in plek kom en ons net nou ook daarna sal kyk, wanneer ons daar by die seels gaan stil staan, dat die Heilige Gees ook met ons daar sal ontmoet. Kom praat U met ons deur U woord. Ook vanoggend, Here, dat ons harte oop en ontvanklik sal wees vir die wêreldgebeure. Kom dra ons dit aan U op en vra, Here, sal U in die groot genade ook hierdie wêreld raak sien. Terwyl daar nood is, terwyl daar mense tot bekering moet kom, dat U harte sal aanraak, die Gees van God sal oortuig, gewillige mense sal vind waardeur U ook U woord kan uitdra na die mense toe. Dankie dat ons dit kan bid en ons weet U kry ook die eer van ons harte. Amen. Verskoon tog hier so 'n stukkie ding wat nou hier vas sit. Maar ja, kan ons nie keer om die woord van God te bring nie, né? Ons lees daar in Nehemia hoofstuk 3. Nehemia hoofstuk 3, daar vanaf vers 6.
En die ou poort het Jojada, die seun van Pasiag, en Mesulam, die seun van Besodja, herstel. Hulle het dit met balke uitgelê, en sy deure en sy sluitbalke en sy grendels ingesit. En naas hulle het Melatja, die Gibeoniet, en Jadon, die Merononiet, en die manne van Gibeon en Mispa herstel by die setel van die goewerneur van die gebied wes van die Eufraat. Naas hom het Isiel, die seun van Haraja, van die goudsmede herstel, en naas hom het Ananja, 'n lid van die salfmengers, herstel. En hulle het Jerusalem onaangeroer gelaat tot by die breë muur. En naas hulle het Refaja, die seun van Hur, owerste van die halwe distrik Jerusalem, herstel. En naas hulle het Jedaja, die seun van Harumaf, herstel teenoor sy huis. En naas hom het Hattus, die seun van Hasabneja, herstel. 'n tweede stuk het Malkia, die seun van Harim, die Hasab, die seun van Pahat Moab, herstel. Ook die bakoontoring. En naas hom het Salem, die seun van Haloes, owerste van die halwe distrik Jerusalem, herstel. Hy met sy dogters. Die dalpoort het Hanem, die inwoners van Sanoag, herstel. Hulle het dit opgebou en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. Ook 1000 el aan die muur tot by die Aspoort. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ons teks van oordenking vind ons dan daar in die 3de vers. En die ou poort het Jojada, die seun van Pasiag, en Mesulam, die seun van Besodja, herstel. Hulle het dit met balke uitgelê, sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. En wil ek volgend met hierdie tema dan ook met u oor praat, en dit is keer terug na die ou paaie. Keer terug na die ou paaie. Dit is eintlik 'n wonderlike boodskap. As ons na hierdie boodskap kyk, dan weet ons, dit is nie net bedoel vir die jong bekeerling nie. Dit is nie net bedoel vir die persoon wat 2 of 3 jaar op die pad is nie. Hierdie boodskap vir oggend is 'n boodskap vir elke ene wat ver oggend getuig dat hulle werklik kinders van die Here is. Mag die Here ook ver oggend met ons kom ontmoet. Mag hy deur sy gees ook met ons kom spreek en dat ons harte ook sal oop wees ook vir die stem van die Heilige Gees. Ons het gekyk laasweek na die skaapspoort wat juist daarop bly waar die persoon uitkom waar hy nodig het om gered te word deur Jesus Christus wat die lam geword het wat vir ons geslag is. Hy het sy lewe vir ons kom gee. En nou sê die woord van die Here, gaan in deur die nou poort. En dan sê die woord van die Here, ek is die deur, dat die skape deur daardie deur, deur Jesus Christus moet ingaan om gered te word, soos Johannes hoofstuk 10 dan ook daaroor getuig. En dan die outomatiese uitvloeisel van daardie persoon wat gered is, gaan by die vispoort kom, daardie persoon wat daardie begeerte het, soos daardie besetene van Gadara, nadat die Here Jesus met hom kom ontmoet het, wat gebeur in sy lewe? Hy sê vir die Here Jesus, ek wil saam met u, wil ek gaan op daardie bootjie, en die Here sê vir hom, nee, gaan na jou mense toe en gaan getuig dit wat die Here aan jou gedoen het. En die woord van die Here sê, hy het deur daardie hele Mesopotamië gegaan, hy het mense gaan vertel van daardie opgewondenheid wat in sy hart was,
Want watter kind van die Here is nie opgewonde om ander van die Here Jesus Christus te vertel, om vir hulle te vertel dat daar redding in die Here Jesus is nie. As ek dit gesmaak het hoe die Here my daardie sondige, modderige sluik van sonde, soos Psalm 40 vers 3 ook sê, uitkom haal het, my voet op die rots kom sit het, sal my begeerte en my verlange wees, dat ek ander mense van Jesus Christus gaan wil vertel. As dit nie in my lewe plaasgevind het nie, liewe toehoorder, moet ek myself gaan ondersoek. Het ek werklik by die kruis uitgekom? Was dit nie net dalk 'n geleentheid waarin ek miskien berouvol was oor sekere dinge, maar ek het nooit werklik deurgegaan met die Here nie. Want as ek deurgegaan het met die Here, sal ek 'n getuie vir die Here wees. Wat sê die Here? Hy sê, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Is ek vanoggend 'n visser van mense? Die vraag moet u maar eerlik met God antwoord. Ons het laasweek daarna gekyk. Liewe toehoorder, dit help nie ons gaan aan met die mure van Jerusalem, as ek nog vashak en ek het nog nie by die skaapspoort ingegaan nie. As ek nog nie daar werklik met God ontmoet het nie, dan help my Bybel lees my niks, dan help my gebedstye niks nie. Want dan is dit net rituele, soos wat die volk ook op 'n stadium maar gedoen het. Hulle het offers gaan bring, maar daar was nie gehoorsaamheid aan daardie offers nie. Hulle het daardie offers gebring, hulle het kerk bygewoon, as ek dit so kan stel. Maar daar was nie toewyding in hulle harte nie. Daar was nie 'n oorgegewe lewe aan God nie. En daarom is dit so belangrik dat ons dit moet verstaan. Dit help nie ons gaan aan met die poorte as daar nog nie redding in my lewe plaasgevind nie. As daar nog nie 'n opgewondenheid en 'n blydskap in my hart is oor kosbare siele wat verlore gaan, en ek buig vir daardie mense en ek bid tot God dat hy met daardie mense sal ontmoet nie. Is interessant, terwyl ons as predikante donderdagoggend by mekaar gesit het, was 'n ander kerkgenootskap se woorde wat die persoon gebruik het, dat die kerk het lui geraak. Die kerk is nie meer besig om disippels van Christus te maak nie. Terwyl die kerk van die Here Jesus Christus met die boodskap sit. Ons sit met die wonderlike hoop vir hierdie wêreld. Daarom is dit so belangrik dat ons moet verstaan, ons moet eers deur daardie skaapspoort gaan, en dan kom ons by die vispoort, waar daardie visse ingesamel word vir die koninkryk van God. En liewe toehoorder, dit is so. En ek stem saam met dit wat die woord van die Here sê. Daar sal 'n afval in die laaste tyd kom. Maar dit gee vir ons as kinders van die Here nie 'n verskoning om nie met kosbare siele te praat oor hulle kosbare verlore siele nie. Ons het nodig om dit te doen. En dan vir daardie jong bekeerling moet daar groei in sy en haar lewe plaasvind. Daar moet iets plaasvind waarin ek geestelik gevoed word. En dit is waarby ons vanoggend dan gaan stil staan, en dit is wonderlik hoe hierdie twee poorte dan ook op mekaar volg. Gaan oor die ou poort en die dalpoort. Dit gaan oor daardie fondasie in my geestelike lewe, asook die geestelike groei wat daar moet plaasvind. En daar is wonderlike lesse uit die woord van die Here vir u en vir my te leer daarin. Iemand het een keer hierdie woorde gesê, dat die padwyser op die paaie vir hulle soos predikante is, want die predikant wys die weg aan. En net so is die woord van die Here vir ons 'n padwyser wat vir ons die weg wil aanwys.
Chuck Swindoll het die volgende sê: dink aan die skrif as 'n absolute akkurate kaart. 'n Kaart vertel jou hoe om by 'n sekere bestemming uit te kom, maar net om na die kaart te kyk, hoor mooi, neem jou nie outomaties na Arizona, Engeland of Peru nie. Om by daardie plek uit te kom, beteken jy moet moeite doen. Betaal die koste, neem die tyd om te reis, hou aan tot jy daar aankom. In een woord, volhard. So is dit in die Christelike lewe. God se kaart is betroubaar en beskikbaar. Dit is ook duidelik en direk. As ek rigting soek in my geestelike lewe, is die woord van die Here daar as padkaart om vir ons die regte weg aan te dui. Die jong bekeerling wat daardeur die skaapspoort gegaan het, daardie visspoort deelagtig geword het, siele wil wen vir die koninkryk van die Here, soos wat die woord van die Here sê, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Maak daardie jong bekeerling, daardie ontdekking, ek het nodig om iets in my lewe te hê, om my te lei op hierdie weg wat ek moet gaan. En dit is waar die woord van die Here en gebed so groot rol dan ook speel. Dit is waar die lewenskaart van God nie nagelaat moet word nie, maar juis die Bybel vir ons gegee is, as daardie wonderlike fondasie in die kind van God se lewe, om dan ook hierdie poorte te herstel. Hierdie poorte wat God daar gestel het, waarop daar die vaste fundament is, waarop die kind van die Here dan ook moet bou, naamlik die woord van die Here en gebed. Dit bring ons vanoggend by daardie wonderlike poort, die ou poort. Nou wat daar by daardie ou poort gebeur het, is 'n belangrike aspek waarop ons moet ag gee. Want by die ou poort is gewoonlik daarso by die poorte waar die ou garde gesit het, met hulle wysheid en met hulle kennis. As iemand raad wou gehad het, sou hy na daardie poort toe gegaan het. Hy sou daar leiding gekry het, daar sou transaksies hanteer word, soos in die geval van Rut en Boas. Toe Rut daar by hom kom, sê, maar jy is die losser. Wat het hy gedoen? Hy het na die poort toe gegaan, sê die woord van die Here in Rut 4 vers 2. Daarom neem hy 10 manne uit die oudstes van die stad en sê, sit hier, en hulle het gaan sit. Daar het daardie manne geluister na daardie saak wat voorgehou is. En hulle is as getuies wat hulle daar geroep is. Ek dink maar aan die woorde in 1 Konings 12 vers 8. Maar hy het die raad van die oudstes wat hulle hom gegee het, in die wind geslaan. Ons praat hier van 'n Rehabiam, daardie seun van koning Salomo. Hierdie man, daar kom hierdie volk na hom toe. Die volk sê vir hom, jou vader het ons nogal baie mishandel. Wil jy nie die las vir ons bietjie ligter maak nie? 3 dae, kom terug, dan sal ek vir julle antwoord gee. Hy luister na wat die oudste sê, hy luister na wat die jongste sê, en die woord van die Here sê, hy het die raad van die oudstes in die wind geslaan. En wat het gebeur? Die man het uitgeloop. Sê wel, in daai geval, jy is nie meer koning oor ons nie. Liewe toehoorder, is dit nie die probleem waarmee ons sit vandag? Dat ons rebelleer teen die woord van die Here. As die woord van die Here vir ons sê in Jeremia 6 vers 16, so spreek die Here, staan op die weë, kyk en vra na die ou paaie waar tog die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siele. Maar hulle het gesê, ons wil nie daarin wandel nie. O liewe toehoorder, hierdie ou poort is sekerlik daardie poort wat herstel moet word. Daar waar daardie oudstes versamel, juis die gedagte van om daardie raad te kry, om leiding te kry, om gevoed te word, om gehelp te word, om die regte besluite te maak. En dit is waarvoor die woord van die Here vir ons gegee is. Ons sien juis van daardie Ou Testamentiese beginsels af, waar die Here Jesus Christus vir ons kom uitgebeeld word, alreeds daar in Genesis hoofstuk 3.
Toe daardie dier geslag is, daardie velle as skorte gemaak is vir Adam en Eva, want eie geregtigheid, eie werke kan mense se sondes nie bedek nie. Maar alleenlik wanneer daaraan voldoen word wat die wet van die Here dan ook sê, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit is die oudtydse boodskap, dis die oudtydse evangelie, en dit bly nog steeds vandag dieselfde evangelie, dat ons deur die bloed van die Here Jesus Christus vergifnis en verlossing van ons sonde kan ontvang. Daar's geen ander weg waardeur ons gered kan word, die liewe toehoorder. Nie te lank terug nie, het ons geluister na 'n persoon, en sy vertrekpunt begin in Lesotho, waar daardie Basotos ook offers bring. En sy woorde was, elke ene kan op sy eie manier by God uitkom. Hoor mooi, dit is die godsdiens van ons dag. Ons gaan nou kyk na daardie 7 seels wat gebreek gaan word. Wat is een van die aspekte wat hierdie wêreld vandag wil doen? Wil al die godsdienste onder een godsdiens vestig. So wat doen hulle nou? Hulle maak dit vir die mens gemaklik. Elkeen kan op sy eie manier by God uitkom. Hulle probeer al die godsdienste in een te verenig, terwyl die woord van die Here in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Die woord van die Here het nog nooit verander nie, liewe toehoorder. As die woord van die Here vir ons sê, dat deur daardie bloed van Here Jesus Christus, en deur sy offer, dat daar vir u en vir my redding is, toe in daardie tyd toe God dan daardie dier geslag het, vandag dieselfde, Jesus Christus het daardie offer vir u en vir my geword. Dit het nog nooit verander nie. God se weg na redding is deur Jesus Christus. God se weg vir u en vir my is die voorbeeld wat die Here Jesus Christus vir u en vir my gestel het. Daardie Ou Testamentiese weg wat hulle moes gevolg het, is vandag nog daardie weg wat u en ek moet volg. Daardie kruisdood, daardie redding, daardie bloedoffer van die Here Jesus Christus, want juis deur daardie bloedoffer het Jesus vir u en vir my daardie toegang bewerk, sodat ons na God die Vader kan nader. Gaan lees maar Hebreërs 10 vers 19 tot en met vers 22. En dan vra ons hier die vraag, terwyl die Here Jesus Christus vir ons daardie Ou Testamentiese weg gebaan het in 'n Nuwe Testamentiese weg, as hy sê, hy het 'n nuwe weg vir ons ingewy. Daardie nuwe weg bly steeds daardie Ou Testamentiese weg, deur die bloed van die Here Jesus Christus. Hoekom hierdie ou paaie? Want die woord van God is vir u en vir my daardie wegwyser na God toe. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens volkome kan wees, volkome toegerus vir elke goeie werk. Die woord van God is die standaard. Daar is nie 'n ander standaard nie. Liewe toehoorder, weet jy waar kom baie van die probleme vandag in? En dit word selfs vir mense gesê, vandag is ons baie belese, meer belese as daardie manne van die herlewingstye. Ons is baie meer belese as hulle. Ons ken die weg. En mense plaas hulle self op 'n tipe van 'n verhoogie. Is dit nie die hartseer wat ons het vandag nie? Dat boeke meer autoriteit vandag het, as wat die woord van God autoriteit het. Dis die probleem waarmee ons sit vandag.
kan maar baie van hierdie ouens hoor. Dan sê hulle maar, ek het hierdie ou se boek gelees. Hierdie ou sê so. En daai ou sal sê, ek het hierdie ou se boek gelees. Daai ou sê so. Gaan luister maar na hulle vandag. Hoeveel is daar aanhangers van mense? En hulle is nie meer aanhangers van die woord van God nie. Daarom het ons met soveel verleiding vandag sit. Daarom het daar soveel verleiding in kerke inkom. Dat mense op 'n stadium kom, soos die getuienis wat ons gehad het, toe ek daar in 'n Rosepark gelê het, is daar een wonderlike vroutjie wat by ons uitgekom het. En sy sê, ek is moeg vir motiveringspraatjies. Wat het sy gesoek? Sy het die egte gesoek. Sy het die ware gesoek. As ons vandag die egte en die ware soek, moet ons terugkeer na die ou paai, na die woord van God toe. Die woord van God bestudeer, die woord van God lees. Want dan sal ons onderskeid kan maak tussen die egte en die onegte. Die woord van die Here wil ons lei watter rigting ons moet ingaan. Wanneer ons die woord van God ondersoek, dan sien ons die weg van verlossing. Ons sien dat hierdie weg van verlossing word aan die mens duidelik gemaak. Dit wys aan die mens die weg waardeur hy gered kan word en dat hy nie deur werke gered kan word nie. Dat hy nie deur sy eie geregtigheid gered kan word nie. Soos wat die woord van die Here sê in Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof. Dis 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Vye blare, eie werke, eie geregtigheid, waardeur die mens vandag homself wil regverdig voor God. Liewe toehoorder, weet een ding, ons gaan voor 'n lewende God staan. En dan gaan daar nie mooi praatjies wees nie. Ja, daar's ouens wat hulle self gaan probeer uitpraat, omdat hulle weet wat is hulle toekoms. As hulle sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer nie. Het ons nie in die naam duiwels uitgedryf nie. Het ons nie in die naam kragtige dade gedoen nie. En die Here sal vir hulle sê, gaan weg van my. Ek het julle nooit geken nie. Hoor mooi. Selfs mense wat groot dade vir die Here gedoen het, wie nie 'n lewende verhouding met God was nie, sal daardie dag selfs verskoning sê, maar God sal hulle nie verskoon nie. Daarom moet ons seker maak, liewe toehoorder, dat ons op die regte weg is, dat ons die regte weg wandel, dat ons in die waarheid is. Wanneer ons kwessies oor enige leerstelling soek, soek dit in die skrif van die Here, ondersoek dit. Dit is nuttig vir lering, sê die woord van die Here. Dit is hier waar ons die waarheid ontdek, want die woord van die Here het nie foute in nie. Ja, die mensinterpretasie is daar foute, maar God se woord is daar nie foute nie. Hy is die beste gids wat vir ons op die regte weg wil lei. Daarom het hy sê in Jeremia 6 vers 16, en vra na die ou weë. Daardie paaie van geregtigheid, daardie paaie van heiligheid, waarin Henog gewandel het, waarin Noag gewandel het, waarin Abraham, Isak en Jakob gewandel het, waarin daardie geloofshelde gewandel het. Gaan lees maar daardie verhale van daardie geloofshelde. Dit was nie maanskyn en rose nie, maar dit was manne wat God vertrou het, ten spyte van omstandighede. Manne wat die woord van die Here gelees het en geken het. Daarom het hy sê dat ons in die ou weë moet wandel. Daar is nie nog iets wat ontdek moet word nie, die woord van die Here sê dit self. Dit wat daar al lankal was, daar's nie iets niets daarvan vandag nie. Daar's nie niets wat geopenbaar moet word nie, terwyl die woord van die Here, en ek wil dit graag vir u lees, is so kosbaar in Deuteronomium hoofstuk 29 vers 29, eintlik 'n maklike teksgedeelte om te onthou. Deuteronomium 29 vers 29.
hoor wat sê hy daarso vir ons. Die verborgde dinge is vir die Here onsse God. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Dat ons in die woord van die Here, die ou weë, sal bly en daarin wandel. En dan sê die Here vir ons, dit is daar waar ons rus sal vind vir ons siele. Dit is daar, binne in daardie leerstelling van die evangelie, waar die hart daarmee gefestig word. Wanneer hy daarmee verenig word, dan gee dit vir my rus binne in my siel. Dit wat voorheen daardie wisselvalligheid was, daar waar ek gewankel het, waar ek rondgeslinger word deur elke wind van lering, wanneer ek my anker in die woord van die Here, dan kry ek daardie vaste fundament om vas te staan. Dis daar waar ek rus kry vir daardie skuld en heerskappy van sonde. Dis daar waar ek rus kry vir daardie vloek en slawerny van die wet. Dis daar waar ek rus kry van die toorn van God oor die sondaar wat hom nog nie bekeer het nie. Daarom het die Here vir ons sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Kom na die woord toe, lees die woord van die Here, ontdek die dinge van die woord van die Here, soos wat die woord van die Here sê, is soos daardie man, wat ou skatte en nuwe skatte tevoorskyn bring. Daar's my een kosbare skrifgedeelte in die Bybel. En daai skrifgedeelte is daardie man, wat 'n kosbare skat gaan ontdek het in die land. En wat doen hy? Hy gaan verkoop al sy besittings. En hy koop daardie grond op. Hoekom? Omdat daar 'n kosbare skat in daardie land is. Liewe toehoorder, is die woord van God nog vir ons 'n kosbare skat? Wat sal ek doen om die woord van die Here te behou? In daardie lande waar daar vervolging was, moes hulle dele van die skrif uitgeskeer het en elkeen kry 'n blaadjie en so het hulle begin om die woord van God te memoriseer. Hoeveel skrifgedeeltes ken u? Hoeveel tekste ken u? Hoeveel woord ken u? As ek vir u vra, die opstandingsboek, watter boek gaan dit wees? As ek vir u moet vra, waar praat die woord van die Here oor die nagmaal? Waar praat hy oor huwelike? Waar praat die Here oor die grootmaak van ons kinders? Weet ons na watter boeke toe om te gaan? As die Here dan vir ons sê, die 5 boeke, of die 4 boeke van die evangelies, kan ons daarom daardie 4 boeke opnoem. As ons praat van die boek Handelinge, wat nog nie afgesluit het nie, weet ons wat is die rede daarvoor. Ek het dit nou die dag vir iemand gesê. Ding was by ons sondagskoolvergadering. Weet jy waarmee sit ons? Ons het die waarheid. Maar hierdie waarheid maak nie meer vir ons saak nie. Hoekom? Gaan kyk na daai moslimkind. Gaan kyk na daai joetjie. Hy's 12 jaar oud. Daardie moslempie met 'n groot deel van die Koran opsê. Die joetjie by sy bar mitzwa moet hy 'n groot deel, of hy moet basies die 5 boeke van die Ou Testament van Moses moet hy kan opsê. 12 jaar oud het ons 'n begeerte na die woord van die Here. Is dit nie dalk 'n poort in ons geestelike lewe wat herstel moet word nie? Dat die woord van die Here weer vir ons kosbaar sal word. Dat dit vir ons 'n skat sal word wat in erdekruike weggebêre is. Maar dit bring my by die volgende poort, en dit is die valleipoort. Daar die dalpoort waarna die woord van die Here
dan ook praat. As ons kyk na daar die Dalpoort, is daar 3 valleie wat daar ontmoet. Dit is die Hinnom vallei en dit is die vallei van die kaasmakers, as ook die Kidron vallei. 3 valleie wat daar by mekaar kom, daarom dat dit ook na daardie vallei ook verwys word. Maar juis daardie vallei waar dan ook die mense hulle vuilgoed sou uitgevat het en dit daar gaan verbrand het. Is dit nie so nodig in ons geestelike lewe dat ons net weer hierdie poort sal ondersoek en sal toelaat dat die Here vir ons kom wys, Here, is daar nie goeders in my lewe wat verbrand moet word nie? Is daar nie goeders wat ek daardeur daardie Dalpoort moet vat sodat ek voor U kan gaan buig nie? Dit praat van ons gebedslewe, waar ons laag buig aan die voetbank van die troon van die Here. Ek dink maar aan daardie woorde, Nehemia 3 vers 10, hoor mooi, en na sal het Jedaja, die seun van Huram, Harimaf herstel teenoor sy huis. Wat beteken dit? Hy daar by sy eie huis eers begin. Hoe maklik wil ons vinger wys na ander mense? Hoe maklik wil ons vinger wys en sê, maar daardie ou of daardie ou, terwyl in my eie geestelike lewe, is my gebedslewe miskien nie op standaard nie. Hy het by sy eie huis begin. Vee eers voor jou eie huis, voor jy voor ander se huis wil gaan vee. Ek dink maar aan die woorde in 2 Korintiërs 8 vers 9, as die Here Jesus Christus dan ook vir ons sê, dat hy terwille van ons arm geword het, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. Daar is daar die valleipoort, om vir u net 'n prentjie daarvan te gee. Daar laag aan die voetbank van die troon van die Here Jesus Christus. Daar waar ek kan gaan buig voor die Here. Daar waar ek voor die Here kan vra, Here, kom ondersoek my hart. Kom wys vir my hoe lyk my hart. Sodat ek kan sien, as die woord van die Here sê, dink daaraan, Deuteronomium 8 vers 2, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou nou al 40 jaar lang in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Dis 'n plek van verootmoediging, is waar ek laag daal voor die Here, soos Psalm 23 vers 4 vir ons sê, al gaan ek in die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Nehemia 3 vers 10, wat juis daarop dui, dat ons eie harte moet ondersoek, voor ons eie deur sal vee. Hoe lyk ons gebedslewe? Maak ons tyd in die teenwoordigheid van die Here. As die Here Jesus Christus vir ons kom wys het dat ons deur sy armoede ryk kan word. Dit praat nie van daardie voorspoed teologie waarvan mense vandag praat nie. Maar dit praat van daardie geestelike rykdom in Christus Jesus, waarvan een ek kan getuig. Daardie kere waar ons deur gebid het, waar die Here gehoor het, toe die Here Jesus Christus self vir ons die voorbeeld kon stel het, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Waar gaan jy die dienskneg vind? Aan die voetbank van sy Heer. Waar is ons in die tyd waarin ons lewe? Maak ons nog tyd om soos Maria aan die voete van Jesus te gaan sit. Die beste deel wat sy uitgekies het, daar waar geestelike oorwinnings in my geestelike lewe behaal word. Hoekom is daar so baie geestelike armoede? Is omdat ons nie die voorbeeld van Jesus Christus meer volg. Jesus wat daar vir ons kom wys het in die tuin van Getsemane. Hoe lyk dit om deur te bid as die Here vir ons sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied nie. Die woord van die Here sê hy daar gebid, dat sy sweetdruppels soos bloed geword het. Die erns waarmee hy gebid het. Ken ons daar die erns in ons gebedslewe? Om die Here op so wyse vas te hou, waar God kan deurbreek. Daarom is dit so belangrik, dat ook hierdie gebedslewe, daardie terrein
in my geestelike lewe ontwikkel word, hierdie dalpoort waardeur ek moet gaan, om laag te buig aan die voetbank van die Here. Want die Here kan nie vir iemand wat hoogmoedig is iets doen nie. Hoor wat sê die Here, Spreuke 16 vers 18, trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed voor die val. Spreuke 18 vers 12, voor die verbreeking is die mens se hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer vooraf. Wanneer ek laag buig, kan God vir my iets kom doen. Romeine 5 vers 3 sê vir ons tot en met vers 5, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hierdie liefde vir Christus dring my om op my knieë te bly. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê juis dat God ons nie bo ons kragte sal beproef nie. God soek manne en vroue vandag wat sal bid, wat 'n werklike passie vir gebed het, tyd in gebed maak. Hoekom vind ons baie mense wat in hulle geestelike lewe so groot stryd het? Dan kan ek dit maar na 2 dinge toe gaan vat. In die eerste plek, my Bybel lees en my tweede, my gebedslewe. Gaan kyk maar waar mense geestelike neerlaag ly, is juis hierdie 2 aspekte, waar baie mense nalatig in begin raak. En dis sonde in die oë van die Here. So Samuel dit dan ook stel. Die sonde van die nalatigheid van biddeloosheid. Mense wat 'n passie in hulle hart het om tyd te maak voor God. Dit sal maak dat bidure weer gevul word met gebed. Manne en vroue sal kom bid. Daar sal kragtige gebedstye wees. Bid soos 'n gemeente van ouds. Liewe toehoorder, ek onthou dit. Dat daar tye was in Boksburg gemeente, waarvoor elke erediens, daar in die sonnaarskool klaskamertjies, was daar gebid vir daardie erediens. En God het in daardie erediens kom werk. Daardie gemeente het gedraai later by 350 mense, dat mense as hulle daar aankom, dan draai hulle om en gaan hulle huis toe, want daar is nie plek vir hulle meer in die saal nie. Stoele moet ingedra word. Die kerk was vol gewees, maar gaan kyk na die geheim agter dit. Daar was gebid in daardie klaskamers vir daardie predikant. Daar was gebid dat God deur sy gees oortuiging in harte mag werk en siele was gered tydens eredienste. Daar was gebid tydens daardie tye. Kragtige gebedstye van die gemeente, dan bid ons soos daar die gemeente agtertoe deure, waar Petrus uit die tronk uitkom gekom het. Ons bid dat tronkdeure sal oopgaan soos Paulus en Silas, wanneer daar met intensiteit gebid word. Efesiërs 6 vers 18 sê, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die geheiliges. Tye van gebed. Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Smeek gebede waar manne en vroue weer by mekaar kom en God vashou dat hy sal deurbreek in harte en lewens, waarin mense se lewens weer kan werk. Daarom dat ons moet terugkeer na die ou paaie. Dit was die paaie wat gewerk het, waar die voorbeeld gestel was deur die oudstes van die gemeente,
waar die oudstes daar die manne en vroue was, wat daar by daardie gebedstye was, en dat hulle God vasgehou het, waar ek kan onthou, waar dit nie net 'n uur was, en dan begin ons rond te wikkel op die banke, omdat dit nou te lank raak nie. Maar waar deur gebid was, en waar siele tot bekering gekom het. Waar die woord van die Here nog autoriteit was, waar ons uit die woord van die Here onderrig was, waar die woord van die Here nog leiding gegee het. Liewe toehoorder, hoeveel van ons kan nog al daardie sondagskool lesmateriaal onthou? Van Moses, en van Abraham, en van Isak en Jakob, van die volk Israel. Dit was vir ons geleer, van Rut en die verhale daarvan. Dit was vir ons geleer op sondagskoolbanke. Dit was vir ons geleer van die kansels af. En ons kon daar die boodskap gevat het. Ons kon daarna geluister het. Ons kon dit ons eie gemaak het. Vandag, as mense nie op die gehoor gestreel word nie, dan sê die woord van die Here, gaan soek hulle vir hulle mense, wat hulle op die gehoor streel. Soek ons nog die waarheid van die woord van die Here. Kragtige gebedstye. Gebedstye waar God deurbreek. Ries Hels word die verhaal vertel in die donkerste tyd in daardie moderne geskiedenis, waarin die nasies van Duitsland oor Europa gespoel het. Een vir een nasie het geval, Frankryk het oorgegee, Brittanje het alleen gestaan, Hitler se magte was gereed om in te val, die situasie het heeltemal hopeloos gelyk. Maar, oorkant die oseaan in 'n stil deel van Wallis, het 'n man met die naam van Ries Hels en sy Bybelstudente van Wallis in oorlog op 'n heel ander manier gevoer. Op hulle knieë. Hier was nie soldate nie. Hulle het geen wapens gehad nie, maar hulle het die krag van gebed geglo. Elke dag, soms vir ure op 'n slag, het hulle gebid. Nie alleen daardie algemene gebed nie, maar spesifieke gebede. Toe daardie Britse leer op die strand van die Duinekerke vasgekeer was, het Ries en sy studente tot God geroep vir verlossing. Terwyl die leiers strategiese beplanning gedoen het, het hierdie groep nederige gelowiges verklaar dat God sou optree. En toe het die wonderwerk van Duinekerke gekom, 'n vreemde kalmte het oor Engelse Kanaal neergedaal. Hitler se tanks het onverklaarbaar opgehou vorder. Burgers, vissers, bootvaarders, enigiemand met 'n vaartuig het die waters oorgesteek en meer as 330 soldate gered. Ries en sy skool het hierdie patroon deur die oorlog gevoer. Tydens die slag van Brittanje het hulle elke nag deur lugaanvalle gebid. Toe Hitler sy vizier op Rusland gerig het, het Ries verklaar dat die vyand teruggekeer sou word. En alhoewel die oorlog gewoed het, het die geskiedenis een onwaarskynlike wending na ander aangeteken. Weersverskywing, vyandelike vertragings, splitsekonde besluite, wat die skaal keer op keer laat kantel het. Hoekom? Daar was gebed. Daar was gebed. Meeste mense lees net oor strategiese besluite van die generaals of die toesprake van leiers. Maar daar was 'n ander leer, 'n onsigbare en onbekende, wie se slagveld gebed was. Liewe toehoorder, ek wil vir u vra. Dink wat 'n wonderlike werk dit sal wees, as ons as gemeente weer 'n gemeente van gebed sal word. Wanneer daar deur gebid sal word. Ek wonder as ek 'n vra
vir halfnagte van gebed 'n Vrydag aand. Hoeveel van ons sal werklik opdaag? Hoeveel sal werklik opdaag? As ek moet vra, dat ons moet tyd spandeer, waar ons by mekaar gaan kom en kom bid vir ons vakansie Bybelskool. Dat God kosbare kindersiele sal red. En ons sien hoe God kindersiele red. Hulle gaan skool toe, hulle gaan bring 'n verandering by die skool, omdat daar gebid was deur 'n gemeente. Nie net 'n aanbieding van 'n vakansie Bybelskool nie, maar vooraf gegaan deur diep deurdringende gebed vir daardie kinders en God breek deur. Wat 'n verskil sal dit nie in die gemeenskap maak nie. Wil u dit sien gebeur? Wil ons sien dat kosbare siele weer gered word? Wil ons sien dat mense die woord van God weer lief kry? Dan wil ek sê, die ou poort en die dalpoort moet herstel word. Waar begin dit? Vir ons eie deur. Vir ons as gemeente se deur. Vir ons as individu se deur. Wil vir u vra, hoe lyk u geestelike ou poort en u dalpoort? Moet ons nie huis toe gaan, met God gaan regmaak. Miskien hiervoor kom buig en kniel, soos in die ou tyd, waar mense nie hoogmoedig was, maar kom buig het omdat hulle weet hulle staan in 'n verhouding met God, nie met mense nie. Sal die Here ons genadig wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat u vir ons kom wys die woord. Here, daardie twee poorte wat maar volg op daardie vispoort, die ou poort en die dalpoort, die woord van God in ons gebedstyd. O Here, dat ons weer 'n verlange sal hê om met u op 'n besondere wyse te ontmoet. Skenk genade. Ontmoet u met ons. Here, waar nodig dat ons sal regmaak met u, sal bely as dit nodig is. Maar Here, dat u sal kom herstel en dat u sal verheerlik word daarin. Amen.